Kom ons loof die Heer, alle kragte van die Heer, wat snags in die huis van die Here staan. Ek op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Kom ons loof die Heer, alle kragte van die Heer, wat snags in die huis van die Here staan. Ek op julle hande, na die heiligdom, en loof die Heer, en loof die Heer. Nou ja, ons het daai koortjie, daai pragtige lied het hulle gespeel, net so, toe ons hier gestaan het. Kom ons loof die Here, alle knegte van die Here, wat snags in die huis van die Here staan. Hef op julle hande na die heiligdom. Dit is seker een van die mooiste koortjies vir my ook daai. Nou wat my altyd so laat lag het, my broer se een meisiekind was so 'n kleintjie gewees. Nou sing sy ook daai, kom ons loof die Here, alle knegte van die Here. Dan nou wat snags in die huis van die Here staan. Wat het sy altyd gesê? Lig op julle hande na die heiligdom. Nou die heiligdom kon sê die as jy sê, hulle is dom. So, hulle sê, dat sê altyd so, nou dan, dit is nie na die heiligdom nie, want hulle is dom. Nou so, maar ons is die Here dankbaar om vanmôre weer hier te wees, lekker die naam van die Here groot te maak. Ek sê altyd, dit bly 'n voorreg en dit sal 'n voorreg wees, altyd om saam met die kinders van die Here te wees, in 'n wêreld wat deurmekaar is,
glo ek, dit is die tyd wat die kinders van die Here meer en meer moet uitreik na mekaar. Die wêreld het nie meer tyd vir ons nie. In die wêreld pas ons nie meer in nie. Ek wil julle sê, as ek baie keer so om my kyk, veral en ek sien wat gebeur, dan sien ek dit gaan maar net oor elke ene wil ek met die meeste geld maak wat daar op aarde is. As jy kyk oor see en jy kyk die mense, dan besef 'n mens dat 'n mens is nie meer daar nie. Laas Sondag het ek juis 'n bietjie daaroor gepraat, is om bietjie te gesê in wat ons as kinders vir die Here na mekaar moet kyk. Waar is die dae wat ons nog by mekaar gekom het? Waar is die dae toe die kerk nog die plek was waar die mense wat eintlik probleme gehad het na toe kon kom? Vandag sterwe hulle by hulle eie plekke, hulle sterwe sonder God, hulle sterwe sonder, omdat ons nie as kerk meer bereid is om dit te doen nie. Ek sê altyd vir hulle, toe ek tot bekering gekom het, in 1979, ek sal maar lank met jou getroud word. Okay, 79 toe ek tot bekering gekom het, was die kerk nog die plek waar jy kan gaan aanklop vir hulp. En dit is 'n jammerte vandag, as 'n mens kyk, dat kerke het dit nie meer geword nie. Mense in kerke, nou wil ek nie die gebou skuld gee nie, want binne in die gebou is mense. En daai mense vorm die gemeente. En dis 'n jammerte in vandag se lewe dat 'n mens dit sien. Dit lyk pragtig en dit is baie mooi, die beste orkeste, beste beligtings, beste goed wat daar is. Maar dan vra ek vir my die vraag, is dit 'n plek waar die sondaar wil ingaan? Is dit die plek wat die ou wat 'n hartseer is? Is dit die plek van die ou wat vermoeid en belas is? Is dit die plek wat hy wil ingaan, 'n bietjie rus en ondersteuning van sy broers en susters kry? Jesus het vir ons hy voorbeeld gestel. Amen. Julle moet nou nie lyk so aangeneem, preek ek sommer nou en dan ons moeilikheid. Goed. Okay. Maar ons is die Here dankbaar vir almal wat hier is. Ek het dan sien 'n paar op my gesigte en ons bly vir Frikkie. Hulle trek een van die dae hiernatoe, hy en sy skoonfamilie. Frikkie kry meer reg as ons. Ons trek weg van die skoonfamilie af. Hy trek saam met die skoonfamilie. So, ek weet nie hoe kry jy dit reg nie. Ons moet maar met Frikkie 'n bietjie gesels, dat hy vir ons meer moet vertel, want hoe verder ek van my skoonma afkom gewees het, hoe beter. Nee, wag, praat hy nonsens. Ek is baie lief vir my skoonma gewees. Sy was soos my eie ma vir my. Maar ouens, ons bly vir Frikkie, julle, maar elke wat hier saam met ons, ek dink daar so agter nog saam met Connie se suster wat ook hier is. Ek weet nie waar bly sy nie, maar bly sy ook hier so. Okay, want ek wil daarom sê, hulle twee het iets gemeen, dis ten minste gesiggies trek na mekaar, alhoewel die hare van mekaar verskil, maar in hierdie tyd weet die mense nie meer wie se hare is wie se hare nie. Wat het hulle gehad? Die maas bly vir elkeen wat hier is. Goed, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde en die genade en die grootheid. Dankie dat ons net in die huis kan wees vanoggend. Dankie, Here, nog 'n kans, nog 'n geleentheid. Nog 'n tydjie om by U te kan wees, saam met die kinders van die Here. Here, in die woord het vir ons gesê, Here, ons moet nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Ons as broeders, as susters, moet by mekaar wees en by mekaar kan kom. Here, maar ek wil bid vir elke ene vanoggend wat vermoeid, belas is, wat seer, wat pyn het. Here, U ken elkeen se hart. U weet van elke hulpgeroep. U weet van elkeen wat op hierdie oomblik sy hand uitstrek en sê, Here, raak my aan. Vader, ons wil bid vir hulle vanmôre, my koning. Ons wil vir U vra dat U by elkeen van hulle stil staan. Ons ken nie vanoggend hulle name nie. Ons weet nie wie hulle is en wat hulle is nie. Maar ons weet een ding, Here, U ken hulle. Hulle name is voor U genoem. Hulle name is geopper. En daarom bid ons vir hulle vanoggend in besonder. Ons bid in Israel. Here, ons bid in elke land waar daar oorlog is. Here, bid ons daar vir die kinders. Ons bid daar vir jong mense. Ons bid vir elke een wat daar is. Here, laat U by hulle sal stil staan, hulle sal dra
ook in hierdie tye wat moeilik in hulle lewe is. En ons wil U vra, Here, vat hulle en lei hulle op hierdie pad. Maar Here, kom seën ons nou verder en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Daar's hy. Ons sal lekker die naam van die Here groot maak en die Here loof en prys.
We bless you. Amen. Daar sê, ek sê altyd dit is seker van om te sing in die naam van die Here groot te maak, bly maar altyd 'n gunsteling. Ek weet nie van julle nie, maar baie keer gaan daar so koortjies mos deur jou gedagtes en deur jou kop of 'n lied. En dan loop en sing jy hom so. En dit is wanneer die Gees binne in jou God wil verheerlik. Net om hom groot te maak deur jou lippe. En baie ouens sê, ja, maar ek kan nie sing nie. Sing man. Ek kan ook nie sing nie. Sing. Dis die ander ou wat daarna moet luister, nie jy nie. Sing jy net uit jou hart uit. Dit wat die Here op jou hart sit. En dit is altyd die lekkerste ding. Nou vanoggend wil ek met u deel oor die gedagte. Ek het die Here lank verwag. Nou hierdie salte amper die inleiding is basies amper dieselfde wat ek van tevore al gepreek het. Ook om ek het die Here lank verwag, maar toe het ek gepraat oor geloof, geduld en so aan. En vanoggend gaan dit basies oor ietsie heel anders te praat, maar vanoggend wil ek graag met u deel wat die Here in my hart gelê het. En wanneer ons sou sê lank verwag, en ek dink wanneer ons daarna kyk, is dit juis een van die dinge wat ons vir ons baie keer moet vra. Kom ek vra eers, wie hou daarvan om te wag? Dat jy moet vir iemand wag. Julle moet vir Willem Tron sien as hy moet wag vir iemand. Dis chaos. Ek stap daar op, ek skop die klippe in en ek staan en ek kyk die horlosie en dan. Maar weet julle, baie keer is dit om vir iemand te wag, het twee doele baie keer. Die een doel is frustrasie en die ander ene is met opgewondenheid. Nou, wanneer my meisiekind en my seun of wie ook al, of familie of vriende van ons kom kuier en hulle is op pad, dan is my wag anders, die wagting wat ek het, anders as wat ek sou gewag het vir Elsie moet klaarmaak, ons moet ry. Histories. Daai wat ons nie uit die huis uit moet praat nie. Maar kyk, sy kan vir my kyk, so met liefde. Maar weet julle, daar's iets anders as jy wag vir jou familie en jou kinders. Ek weet nie van julle nie, dan wag ek in Elsie, dan stap ek uit, dan kyk ek eers op my horlosie, dan kyk ek, waar is hulle? En dan sien ek nog niks nie, dan stap ek terug in die huis, dan gesit ek net op so eentjie gesit, dan staan ek weer op, dan stap ek weer uit, dan kyk ek op my horlosie, en dan kyk ek of hulle nie kom nie. Nou, daai verwag wat jy voorwag, is anders te wag as wat jy moet wag vir iemand, wat jy nie jy moet daar wees, is 'n afspraak en dit, en nou neem hulle Afrika tyd, nou kan jy dink hoe voel jy na Afrika tyd, is Afrika tyd geslaag tyd, jy smaak vir jou, jy's nie meer in Afrika nie, jy's nou op 'n hele ander sending, maar daar's 'n wag, wat jy vir iemand wag, wat jy opgewonde voor is. Ek is baie opgewonde, as my meisiekind en my seun hulle kom kuier aan beslag vir pa en ma, dan is ek opgewonde, ons kyk, en dan weet julle wat, ek sê kyk kort, dan sê ons, maar hulle moet nou al daar getrek het, hulle moet ons nou al hier gewees het, nou ons maak so, die ons wat so by ons so, naby ons beweeg, as hulle ry, moet hulle vir ons sê, waar ry hulle? Party ons is ongehoorsaam, hulle doen dit nou nie heeltemal so nie, maar jy kry daarom Willem en Benita, hulle twee ry net, maar ons druk hulle, sê vir ons waar ry julle, sê vir ons waar trek julle, waar kom julle, en so as hulle daarby, kom ons sê, wat is hier van ons af, Katiba, Kongola, en die ander een nader, Dovundu,
Nou as hulle hier by die voodoo deurgaan, dan werk ek en sy uit. Okay, nog 'n uur se ry, uur en so half of uur en so, dan moet hulle by die huis wees. En as hulle nie dit doen nie, toe kry Willem my eendag so, hulle sê hulle is op pad, hulle trek daar en die ry hy reg die Rondo toe. En ek en sy stap daar by die huis en ons kyk en ons soek. Later bel ons, waar is julle? Ons is in Rondo. Nou toe kan jy nou verstaan, wat beteken Rondo hierso? Hoekom bel julle nie? Goed, nou vanoggend wil ek bietjie met julle praat oor, ek het die Here lank gewag. In Psalm 40 vers 2 spring Dawid weg, en hy sê, ek het die Here lank verwag, en hy het hom na my toe neergebuig, hoor nou, en hy het my hulp geroep gehoor. Nou baie keer, wanneer 'n mens uitroep na die Here, maak nie saak wat se saak dit is, maak nie saak wat se omstandighede dit is nie, maar wanneer jy uitroep na die Here en jy sê, Here, nou moet U my help. Nou baie keer, ons het die spreekwoord onder mekaar wat ons sê, die Here is baie keer baie stadig, maar hy's altyd op tyd, nee, hy's nooit so laat, laat hy nie is nie. Maar wanneer ons vir die Here verwag op 'n ding, dan is dit amper soos wat ons verwag, dit moes al gebeur het. Dit moes al plaasgevind het. En daarom roep Dawid na die Here, hy sê, Here, maar ek het U lank verwag, hoe lank sukkel ek al met hierdie gebed? Hoe lank vra ek U al om hierdie omstandighede? Hoe lank vra ek U al, Here, maak my los, verlos my, Here, red my van my vyande, vat my op hierdie pad. En Dawid roep oor 'n menigte van tyd, roep hy uit, maar dan sê Dawid tog aan die einde van dit, wat hy sê, ek het U lank verwag. Hoe lank het Dawid gewag vir die Here vir sy antwoord? Hoe lank het Dawid gewag vir sy, dat die Here hom aan hom geopenbaar het? Nou baie keer bid ons vir 'n saak. Ek hoor baie keer, dan sê mense, julle my, ek bid en ek bid en ek bid, maar die Here antwoord my nie, lyk my ek moet maar ophou bid. Maar dit is nie die ding nie, die geheim is, jy moet kan aangaan. Jy moet kan bly, hy sê vir jou, herinner my aan my beloftes, herinner my aan dit wat ek gesê het. En dan baie keer moet ons die Here herinner daaraan en sê, Here, maar onthou U het dit gesê, onthou U het, onthou God is nie, hy kan nie lieg nie, hy kan nie 'n leuen vertel nie. As die Here vir jou gesê het, ek gaan met jou kom, ek sal by jou uitkom, dan beteken dit, die Here is vasgemaak in sy woord. Wie van julle wat nou ouer garde, die jonges sal nie sommer hierdie ding verstaan nie, maar die ouer garde, ons het 'n ding gehad in ons lewe, as ons met iemand gepraat het, en ek het vir hom gesê, okay, ons skud blad, dan beteken dit wat? Ons aanvaar, dit is reg. Ons twee het 'n ooreenkoms aangegaan. En wanneer ons daardie ooreenkoms aangegaan het, en klaar aangegaan het, het jy sy blad geskit en jy het vir hom gesê, okay, dis goed, dit staan vas en dit het vasgestaan. Jy het nie nodig gehad om by 'n prokureur uit te kom en 'n prokureursbrief te kry om dit te bevestig nie. Jou woord was die standpunt. Jou woord, dit wat jy gesê het, is die standpunt. En daarom verskil baie kinders van die Here van my, en baie mense verskil van my oor dit. Ek sê, as jy vir my gesê het 9 uur, dan beteken dit wat? As jy 9 uur nie, daar is nie, dat jy wat gemaak? Dat jy gelieg. So simpel eenvoudig soos dit. Daarvoor kan jy altyd nog goed gebruik en sê, en bel en sê, ouwe, sorry, ek is baie laat en jou verskoning kan aanvaar word. Maar anderste, jou woord is dit, en God se woord is onfeilbaar. Ek kan dalk nog foute maak, en ek sal foute maak, en ek gaan nog foute maak, en baie foute maak, maar God kan nie foute maak nie, hy is volmaak. Daarom pas ons, en kan hy kyk na ons. Vers 3, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die moddersluik opgetrek, en my voete op 'n rots gestel, en hy het my gange vasgemaak.
toe ek hierdie ding lees, toe dink ek, he brought me out of the muddy clay, he put my feet on a rock to stay, he put a song in my heart today. Toe ek hierdie lees, toe kry ek sommer daai koortjie, sommer sy gedagte, en ek sê vir Elsie, jongens moet hom sommer sing, maar toe kyk Elsie eers weer vir my, jy moet net nie ons naam weer weggooi nie, asseblief my man, sien jy moet net bly by daai een ding wat jy moet hê. Vers 4, en hy, hoor nou, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van God. Baie sal sien en vrees op die Here vertrou. Wat is daarso? Lofprysing, lofaanbidding, om die naam van die Here groot te maak. Kinders van die Here, hoor vanoggend wat ek vir julle sê. Wanneer die Here in jou belê, wanneer die Here in jou hart is, wanneer die Here jou pad begin stap, het jy 'n lied. Hoor nou vanoggend vir julle, jy kan dit meet, gaan kyk die kinders van die Here, dis wat ek vir jou in die begin gevra het, jy kan dalk nie mooi sing nie, maar God gee 'n lied in jou hart. Hy plaas, soos die Engels sê, he will give you a song in jou hart. Hy gee vir jou iets waarop jy kan sing. Alles is net om te sing, halleluja, halleluja, Here, ek loof U, ek prys U, ek aanbid U, Here, ek loof U, want U is goed, of jy stap en jy sing daai liedjie van at a cross. Daar is 'n lied in jou hart, want jy sien hier binnekant kan mense nie doodmaak nie. Die binne kan mense nie tot niet maak nie. Want waar die heerlikheid is, daar is sy krag, daar is sy majesteit en sy heerlikheid. Vers 5, welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoedige en leenaars nie. Vers 6, groot dinge het U gedoen, Here my God, U wonders en gedagtes vir ons. Niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Die Engels daar, as jy sien die laaste gedeelte van die Engels, hy sê, I could never speak of them all. Their number is so great. Hy kon nie van alles gepraat het nie, dis te groot. Hy sê, die woord van die Here sê, die disciples sê, as ons alles moes vertel het wat Jesus gedoen het, wat hy gemaak het in sy tydperk, sou daar te veel boeke in die wêreld gewees het, sou daar te veel dinge gewees het, maar dit wat hy in jou gee, dit wat hy in jou belê, dit wat hy in jou praat, dit wat hy deel van jou lewe is, ek dink baie kinders van die Here moet meer male beginne getuig, hulle moet meer male vertel van die grootheid van God, want ek sê, daar's 'n wêreld wat wil hoor, ek het nou dit weer gesê, daar's 'n wêreld wat wil hoor van die groot God wat ons dien. Jy weet, ons klink vir my baie keer, ons is so geheimsinnig. Kan julle onthou, baie van julle sal dit onthou, so hier in die 80s, was daar so 'n movement gewees wat gesê het, ons is agents, ons is agente van die Here, ons is geheime agente. Ek weet nie of julle wie van julle dit gehoor daai jare? So mense het rondgestap, hulle het nie openlik vertel, hulle is kinders van die Here nie. Hulle het nie openlik bely dat hulle aan God behoort nie, maar hulle was so in die geheim, sê hulle, dan spok hulle kammersdag by mense in, en dan so hier en daar vertel hulle van die Here, dis 'n leuen van die duiwel. Die Here sê, as jy my nie bely nie, sal ek jou ook nie bely nie. As jy my voor mense bely, sê hy, sal ek jou voor my Vader bely. Dis twee verskillende goed, daar is nie iets soos 'n geheime agent nie. Die woord van die Here sê, of jy praat dit of jy praat dit nie. Jy getuig dit of jy getuig dit nie. U wonders en gedagte vir ons. Dawid kon nie stil bly van die grootheid en die genade van God nie. Al het hy gemisluk, al het hy baie keer gefaal, al het hy gestruikel. Dawid kon nie onderbly nie. Dawid het opgestaan. As ons vanoggend van Dawid iets kan leer, is dit om op te staan en aan te gaan. En die Here te loof en te prys. Nie in ons ellende te sit nie, nie te sit daar waar ons ondergaan nie, maar op te staan en die Here te kan loof, en die Here te kan prys, en die naam van die Here te kan groot maak.
wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om dit vanmôre te doen. Daar's te veel van daai dinge om dit te doen. Vers 7. En hier gee Dawid in Psalm 40, gee Dawid eintlik 'n profetiese woorde oor Jesus se koms. En hy praat in vers 7, ek gaan dit net vir u lees. U het geen behaag in die slagoffers of spysoffers nie. Die Here het gesê, die Vader gesê, ek het geen behaag in brandoffers nie. Ek het geen behaag in spysoffers nie. Daai wat julle vir my bring, dit maak nie aan my nie. Hulle het geglo dit is reg. Hulle het gesê, maar die Here het gesê eintlik, ek het julle as op die ander gedeelte sê, ek wil meer hê julle moet gehoorsaam wees. Julle moet gehoorsaam wees. Hy sê met hierdie, hy sê u het geen behaag in slagoffers of spysoffers nie. Nou sê hy, ore het u vir my gegrawe, brandoffers en sondoffers het u nie geëis nie. Nou, hierdie ore het u vir my gegrawe. As julle sou lees aan die einde van daai ene, kyk op die Engels, you have given me ears to hear you. Jy het vir my ore gegee, Here, om te kan hoor. Nie vir my, dis nie begrawe nie, dis nie weggepak nie. Hy sê, wanneer die Afrikaans praat so bietjie anders, maar die Engels sê, Here, het vir my, al die Engels sê dieselfde, het vir my ore gegee om te kan hoor. Het vir my ore gegee om u te kan hoor. Het vir my ore gegee om te kan luister na u wet. Het vir my ore gegee om te kan luister na die getuienisse van mense. Het vir my ore gegee om te kan hoor wat u vir my wil sê. Jy sien, ons mis al hierdie goeders. Partykeer omdat ons dink die Here stel nie in my belang nie. Wat sal die Here van my dink? Wat sal die Here vir my omgee? Hoekom sal die Here saam met my 'n pad wil stap? Kom nou op ons. Dis goed wat ons al gevra het vir die Here. Here, hoekom sal U saam met my wil stap? Ek wat dan so bly verkeerd doen. Dawid het verkeerd gedoen menigte male. Maar Dawid het nie vergeet wie sy God is nie. Jy sien baie mense doen verkeerd. Maar dan sien jy hom nooit weer in 'n kerk nie. Jy sien hom nooit weer praat van die Here nie. Jy hoor hom nooit weer God so goed bely nie. Hy sit daar aan een kant, hy sny hom af. Hy's terug in die wêreld. Dan vra mens vir die ou vir die ander. Nou kom dit gebeur. Ag, daar het seker maar goeters in sy lewe gebeur. Wat het in Dawid se lewe gebeur wat hom verander het? Wat het Dawid laat aangaan? Hy pleeg oorspel, hy pleeg moord, hy pleeg 'n paar dinge wat hy nie moes gedoen het nie. Hy eet van die troonbrode wat net vir die priesters was. Hoe eet hy dit? As 'n gewone ou dit geëet het of 'n ander ou dit geëet het, was hy doodgemaak gewees. Hoe kry Dawid dit reg? Dawid het geweet hy is feilbaar. Hy kan val. Dawid het geweet ek is maar net mens. Maar Dawid het geweet, in hierdie mens woon 'n magtige en 'n groot en 'n ewige God. Hy het geweet, my regspraak is nie by mense nie. Dis nie mense wat my moet oordeel nie, maar my groot God moet my oordeel. Jy sien, as ons net weg kan kom van hierdie gedagtes wat ons het, gaan luister in die wêreld. Julle beweeg aan die wêreld, julle beweeg met mense. Hoeveel kinders van die Here sit vandag by die huis oor 'n oortreding? Kom. Julle ken hulle. Daar's baie wat by die huis sit wat nooit weer kerk toe gegaan het nie. Wat iets het gebeur. Maar as jy en ek vanoggend, ons wat hier is, moet die getuienis uitleef dat ons dien 'n groot en 'n magtige God, nog steeds deel van die profetiese woord. Toe het ek gesê, kyk, ek kom, en die boekrol is dit my voorgeskrywe. Hy was daar. Vers 9, ek het lus, Dawid sê, ek het lus om my God, om my welbehaag te doen, en die wet is binne in my ingewandel.
How I love to do your will, my God. I keep your teaching in my heart. Ek bære die lering wat God my gee, bære ek in my hart. As mense baie keer met my praat, dan sê hulle baie keer, pastoor, waar kry jy dit, of waar kry jy dit? Ek bære in my hart dit wat God vir my gee. Dit wat die Here met my maak op 'n pad, bære ek. Ek kan vir jou getuienisse vertel van wat God doen. Ek kan vir jou vertel van baie groot, hoekom goed? Omdat ek bære dit hierso. Dis my kosbaar. Dis my kosbaar om vir mense te kon bid. Dis kosbaar vandag vir my om by iemand te staan waar hy sy laaste asem uitgeblaas het. Dis kosbaar vir my om saam met mense op pad te kan stap. Dis kosbaar vir my. Hoekom? Want die Here lê dit binne in my hart. Sy wet, sy hele bestaan is in my hart. Maak ek foute? Vra vir Elsie. Ja, ons het maak foute. Het Dawid het almal foute, het van die profete foute gemaak, baie. Het God se kinders foute gemaak al? Ja. Het jou kinders foute gemaak? Ja. Gaan luister 'n ma en pa, dan kyk jy hoe volmaak is hulle kind. Maar gaan kyk net na daai kind baie keer, dan sien jy daar lê baie foute. Wat maak dit anderste? 'n ma en 'n pa bære hulle kind in hulle harte. Hierso is hulle gebære. Net so bære die Here die heerlikheid en sy grootheid van hom in ons harte. Ons is deel van dit leef binne ons. Vers 10. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig en die lippe gedwing. In die Engels praat dit baie mooier. Dit sê, hy het in die vergaderings het hy vertel van die grootheid van die Here. Vers 11. In die geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van u trou in die huisspreekheid. Dawid sê, ek sit nie daaroor nie. Ek bedek dit nie in my hart nie. Die tragedie vandag by baie kinders van die Here, hulle toegemaak. Baie van die kinders het iemand al gesê, man, jy dweep met jou godsdienst en hy het gestop met daarmee. Baie keer het mense gesê, ja, maar jy loop met die Bybel onder die arm en hulle het gestop. Baie keer het mense hulle gekritiseer toe hulle vertel het, of jy vertel het, van die grootheid en die heerlikheid van die Here. Toe jy daaroor gepraat het mense jou eintlik stil gemaak om te sê, ag, jy dweep net weer of jy doen net weer. Luister, jy kan nie stop met die heerlikheid van God in jou binne nie. Jou mond sal nooit dit kan stop nie. Jy moet dit verkondig. Jy moet dit sê, laat hy sê wat hy wil. Laat hy doen wat hy wil. Laat hulle praat wat hulle wil praat. Ek gee nie om wat hulle sê nie, maar ek wil by God aanbid. Ek wil hom verheerlik. Ek wil hom groot maak. Ja, ons kan baie goeie sê. Ek het al, voor ek pastoor geword het, my jare het ek gehoor hoe mense kan kritiseer. Ja, hy dink mos hy sommer 'n geleerde ou nou hierdie, hy ken die Bybel, of hy so en hy so en hy so. Het ek dit deurgegaan? Ja. Het mense my gekritiseer? Ja. Kritiseer hulle my vandag? Ja. Oordeel hulle my vandag? Ja. Verwyte hulle my vandag? Yes. Maar dit verander nie my verhouding met my Here nie. Die duiwel wil hê ek moet dit vergeet. Die duiwel wil hê jy moet vergeet wat God vir jou doen. Die duiwel wil hê jy moet vergeet God genees nog. God is nog goed. Die duiwel wil hê ons moet dit vergeet. En hy gebruik mense om ons daarvan af weg te kry. As ek vandag ooit vir julle iets kan gee, dan sal dit juist dit wees. Moenie kyk. Terwyl ek hierdie preek werk, lees ek 'n verklarende wat een van die hoe sal mens sê, een van die kom ek sê wat 'n dosente of iemand geskryf wat 'n skrywer. Hy sê wanneer hy daar skryf, daar sê hy, baie keer ons
met ons as mens. Ons moet onsself vergewe. Het julle al dit gehoor dat mense sê vir jou, vergewe jou eers self? Want jy sien, as jy jouself nie vergewe nie, dan bly sien jy nog steeds die sleg in jou raak. Jy sien nog altyd jou mislukkings. Jy sien nog altyd jou tekortkominge. Jy sien nog altyd wat ander raak sien. En wat sien ander mense in jou en my? Wat sien hulle? Jy sien, daarom moet ons baie keer onsself eers vergewe vir ons oortredinge wat ons gedoen het, sodat ons kan vry wees. Maar baie mense loop met dit, omdat mense dit vir hulle gesê het, mense dit teen hulle hou, hierdie ou hou dit teen jou, daai ou hou dit teen jou, daai ou sê vir jou dit. Goed, ek weet hoekom praat ek baie in hierdie goed nie, kom, okay. Vers 12, U, o Here, sal U barmhartighede van my nie terughou nie. Laat U goedertierenheid en U trou my altyd behoed, vers 13. Want onheile sonder getal het my omring, hier praat hy wat ek nou gepraat het. My ongeregtighede het my ingehaal. Ek kan nie sien nie, hulle is meer as die hare van my hoof en het my verlaat. Wat 'n toestand. Psalm 40 vers 14. Laat dit U behaag, Here, om my te red. Here, maak tog gou om my te help. Vers 15. Laat hulle wat my lewe soek, hulle wat teen my is, met ander woorde, hulle wat nie, hulle wat hulle teen my draai, wat ek heeltyd nog sê, om dit weg te ruk van jou af wat God vir jou gegee het. Om dit weg te vat vanmôre van dit wat God in jou sien. Om dit wat God vir jou eilik, hy sê, laat hulle wat my lewe soek, om dit weg te ruk. My lewe eintlik maar hel te maak, my lewe deurmekaar te maak, my lewe te laat agteruit gaan, my lewe te laat ondergaan. Dit wat die wêreld is, dit wat die duiwel soek. Hy wil hê jy moet begin twyfel. Hy wil hê jy moet begin twyfel aan die goedheid van die Here. Hy wil hê jy moet ophou God se naam groot maak. Hy wil hê jy moet nie meer vir mense kan vertel hoe groot of magtig jou God is nie. Hy wil dit weggeruik, te same beskaam staan en rooi beskaam te word. Laat hulle wat 'n behaai het in my onheil. Hoor wat sê hy? Hulle wat 'n behaai het in my onheil. Ek wonder, as ek vandag moet dink, hoe baie mense het al by my gestaan en vir my gesê, Pastoor Willie, weet jy wat, hierdie mense gaan my niks nie. Wie het dit al gehoor? So baie keer hoor jy, ja, niemand gaan my iets nie. Partykeer kuis dit in huise. Niemand gaan my iets nie. Niemand gaan my iets in die huis hou. Niemand gaan my iets in die lewe nie. Niemand gaan my iets in die werk nie. Niemand gaan my iets nie. Jy sien, dis die plan van die duiwel. Want as hy dit reg kry, dan vat hy wat? Dan vat hy jou getuienis weg. Dis wat hy wil doen. En as jy nie meer 'n getuienis het nie, van die grootheid en die heerlikheid van God nie, is jy besig om agteruit te boer. Hy agteruitwyk en die skande kom. Vers 16. Laat hulle wat vir my sê, haha, wat eintlik lag. Hulle wat so, die Engels sê, made those who make fun of me. Hulle wat jou sommer so 'n lag en spot vir jou. Vers 17. Laat almal wat U soek. Nou sê Dawid, vers 17. Laat almal wat U soek in U vrolik en bly wees. As ek vanoggend iets wil los by julle, is dit juis. Kyk by al die goed verby. Kyk by al die storms verby. Kyk by al die seer en die probleme verby. En begin God loof en prys. Die beste wat ek ooit gesien het, is wanneer ek juis in daardie situasie is om die naam van die Here te groot te maak, en die naam van die Here te bely, om daardie uit te sing, you are worthy of him all, om te loop en te sing in die naam van die Here groot te maak. Jy voel baie keer so nie. My God can do anything.
Sing dit uit jou hart uit. Prys hom. Want wanneer jy dit begin doen, sal jy sien, sal dit vir jou wyk. Wat het met Saul gebeur? As Dawid op die harp van hom gespeel het daardie onheil van hom al weggegaan. Besef om die Here te loof en te prys het 'n groot waarde. Al loop jy alleen daar op die werf, al sit jy alleen in die kamer, prys hom, bring aan hom die eer, bring aan hom die lof, bring aan hom die aanbidding. Laaste ene, al is ek ellendig en behoeftig. Toe Dawid dit sê, hy sê, al is ek ellendig. Baie keer hoor ek mense sê, ag, ek is maar niks nie. Ek is maar net 'n ellendige mens. Ek is niks nie. Ek is nie soos daai ene nie. Ek is nie soos daai ene, daai ene nie. Ek is nie so nie. Vanoggend vir jou. Hy sê, al is ek 'n ellendige en 'n behoeftige. Hoor nou. Die Here dink aan. Die Here dink aan wie? Kom nou. Die Here dink aan my. Al is ek ellendig. Al is ek behoeftig vanoggend. Wie dink aan my? Die Here. Die wêreld sal nie aan jou dink nie, man. Die dag wanneer jy jou kop neerlê, dan sal die baas nog sê, hy was 'n goeie werker. Hy was 'n goeie ou. Maar die ou wat aan jou dink in die tyd van nood, is die Here. Die persoon wat by jou stil staan in 'n tyd van swaar kry, moeilike tye, is die Here. Hy sê, die Here dink aan my. Dan sê Dawid, U is my hulp en my redder, my God, vertoef tog nie, kom gou. Kom help my gou uit. Jy sien, dis wat ek en jy moet vir die Here sê vanoggend. Met die Here moet praat en sê, Here, kom gou. Here, ek het U nodig. In 'n tyd soos hierdie, in 'n wêreld soos hierdie, moenie laat jou getuienisse, dat jou grootheid vir die Here stop nie. Moenie dit tot nie pak nie. Spreek dit vandag. Sing 'n loflied vanmôre tot eer van die Here. Roep hom vanmôre uit en sê, Here, U is groot, U is wonderbaar. Al is ek ellendig, al is ek niks vanoggend nie, al voel jy's niks vanoggend nie, al voel jy ook, ek is behoeftig, ek het niks nie, wat kan ek doen? Wat kan ek maak? Wat kan ek vir iemand doen? Ek is nie in staat om iets te doen nie. Ek kan nie eers vir myself te doen nie. Luister, vanoggend, die Here dink aan jou vanoggend. Wat hy sê, hy dink aan my, vir my. Willie, hy dink aan jou. Hy dink aan my. Hy staan by my stil. Hy ondersteun my. Hy ondersteun jou. Hy staan by jou stil vanoggend. Hy is jou deel vanoggend. Besef as jy hier uitstap vanoggend en hulle wat luister, vat dit vanoggend en sê, ek is klaar dat ek sien my as niks. Ek is klaar daarmee om te bely dat hierdie wêreld trap my. Ek is klaar om te vertel van hoe sleg dit gaan. Ek is klaar om te vertel van die dinge wat verkeerd is in my lewe. Begin staan op en sê vanoggend, maar ek het iemand groter wat my ingeval eendag gaan judge. Nie die mense nie. Die ouens wat jou vandag oordeel, gaan nie eendag daar wees nie. Weet jy, die ergste van alles, hulle gaan daai dag saam met jou die ry staan. Die ene wat jou gaan oordeel, is die ene wat vir jou gesterf het, aan Golgotha se hemel. Wat 'n prys betaal het vir jou, wat sy bloed gestort het vir jou. Dis hy wat jou eendag gaan oordeel. Niemand anders nie. Maak nie saak wie hulle is nie. Maak nie saak wat hulle is nie. Al is ek niks.
Die Here dink aan jou vanoggend. As ek dit by jou net in jou gedagte kan los, vir jou res van jou lewe, dan het ek die grootste wonderwerk vandag gesien, beleef en weet, dis die grootste wonderwerk. Wat jy sien vanoggend, hy woon in jou en hy bly in jou. Jy kan hom toemaak, jy kan hom doodmaak, jy kan hom uithaal, maar hy is bereid om daar te bly, solank jy hom beloof, solank jy hom wil prys, solank jy vir hom aanroep, solank jy hom soek, sal hy daar vir jou wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Here, ek weet, nie net vanoggend hier nie, maar ook vir hulle wat luister, is daar baie keer mense wat sê, Here, wat ek gedoen het 'n skeidsmuur tussen my en U gebring. Here, wat mense oor my gesê het 'n skeidsmuur tussen U en my gebring. Here, my lewe was dalk partykeer baie met foute. Ek het partykeer baie gesukkel. Dan sê die Here vanmôre vir jou en my, maar hier is ek. Roep my aan, ek sal jou red. Here, dis U woord. En Here, soos ek vanoggend gesê het, U woord is altyd waar. U woord kan nie lieg nie. As U vanmôre vir hom of haar hier so sê, ek woon in jou, dan bedoel U dit. Wanneer ek dit vir iemand dalk sê, Here, dan sal dit net woorde wees wat eintlik niks beteken nie. Maar wanneer U kom en U praat met ons, Here, dan is dit waar. En ek weet, Here, vanoggend bid ek vir my boeties en my sissies. Ek bid dat U hulle lewens so sal verander, dat hulle nie meer die aanvalle van die vyand sal hoor nie. Here, laat U hierdie ore sal toemaak vir dit, maar hierdie ore ook sal oopmaak vir U grootheid en U heerlikheid, om te hoor as U praat. Here, kom seën ons, spreek met ons, deel met ons, maar meer, Here, kom leef U uit binne in ons. Maak ons, Here, die instrument in U hande, wat hy offer is, 'n geur voor U aangesig sal wees. Here, kom seën elke van ons, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, hierdie woordjie wat ek liedjie wat ons gesing het, sê al die saam met julle al doen. Victory is mine. Nou mooi vir julle oor gaan sing. Oh, victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Victory is mine. Victory is mine. Victory today is mine. Victory today is mine. I know that victory is mine. Victory today is mine. Glory is mine. Glory is mine. Glory today is mine. Glory is mine. Glory is mine. Glory today is mine. Yeah.
En sy wonders te vertel. Vertel dit vir iemand, vertel dit vir jouself, vertel dit vir die grootheid van die Here. Kom ons ontvang die seën vir die Here. Vader, nou dank ek U vir die groot liefde en die groot genade. Here, ek bid en ek vra U vanmôre om by ons te wees. Maar nou, Here, wil ek elke ene van hulle seën in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons almal sê amen. Die Here seën U, en as die Here se wil daarby is, dan sien ons mekaar weer een of ander tyd om lekker die naam van die Here groot te maak. Amen. Mooi bly.